Ons hemelse Vader, ons is opreg dankbaar dat ons deel mag wees van die liggaam van Christus. Deel kan hê aan die huisgesin van God. En of ons nou vanoggend in Parys is, of in Pretoria, of in Oudtshoorn, of Johannesburg, kan ons iewers by 'n gemeente instap en saam met ander familie wat ons dalk nog nooit eers ontmoet het nie, kan ons aanbid, want ons is almal saam u kinders. En daarom is ons dankbaar ook vir elkeen wat hier is. Ons bid vanoggend dat u ons sal help, Here, dat elke deel van hierdie diens vir u goed sal wees, dat dit u sal verheerlik, ook die offergawe wat ons opgeneem het, dat u vir hierdie gemeente en vir die leiers die wysheid sal gee, om goeie rentmeesters te wees, van dit wat in die gemeente inkom, en ook hoe dit spandeer word. Ons bid ook nou dat wanneer ons die woord voor ons oop het, dat u vir ons sal help, dat ons ook hierdie gedeelte wat baie jare terug geskryf is, en dalk 'n vreemde taal is, en van vreemde dinge praat, dat ons dit sal verstaan, en wat dit vir ons vandag beteken. Want ons weet, elke woord is deur God ingegee, en is nuttig. En ons bid dat u ons vanoggend ook sal help met dit. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou, voor ek Levitikus 12 lees, ek het geweet, voor ek met Levitikus begin, en toe ek met Levitikus begin, dat ek laat my in vir 'n probleem in die sin, dat party gedeeltes gaan regtig moeilik wees, ander gedeeltes gaan dalk nie so moeilik wees nie, maar dit gaan meer ongemaklik wees. Levitikus 12 is so 'n bietjie van beide. Levitikus 12, die ou vertaling gebruik mooi woorde waarmee ek meer gemaklik is, maar daar's van hierdie terme, dis nie die tipe dinge wat ek en julle sommer gemaklik met mekaar oor sal gesels nie. Van die goed is ongemaklik. Julle sal sien in Levitikus 12, as dit praat van die vrou wat verwag, en dan wat met haar gebeur, as dit woorde gebruik soos bloedvloeiing, en daai tipe goed, dan is dit vir my, veral as 'n man, nogal ongemaklike goed om oor te gesels. Dis om in die winkel in te stap, daar's 'n sekere rak in die winkel, waar die vroumense sekere goed koop, en jy kry nie 'n man in daai rak nie. En ek voel amper so, ek wil dit met Levitikus doen, ek wil amper hierdie hoofstuk oorslaan. En dis nie al nie, dit gaan nog erger raak in die toekoms in Levitikus, want die Bybel is reguit oor die dinge, en eintlik is dit baie kosbaar. Ek voel soos een skrywer, daar's bitter min al oor Levitikus geskryf, hoor. Julle kan nou vir Gideon ook vra, want ek het nou die aand vir hulle vrae gevra, waarop ek nou nog nie die antwoord het nie, maar as jy gaan soek preke op Levitikus, bitter min predikante of ouens doen moeite met Levitikus. Een predikant sê, hy's gewoond om met groot gedeeltes in die Bybel om te gaan, of dit die wet is, en of dit verhale is, en of dit gedigte is, hy's gemaklik met dit. Hy gebruik 'n woord, hy sê, hy voel soos een van hierdie kunstenaars, wat hierdie kegels vat, en so in die lug gooi, en dit so vang. Ek het nou vanoggend vir 2 mense gevra, wat is die Afrikaans vir iemand wat juggle? Maar daai 2 mag nou nie antwoord nie. Al die slim mense met Afrikaans. Ek dink nie as regtig 'n direkte Afrikaanse woord nie, maar die woord wat ek en julle ken nie is 'n jonk leren is die woord. So, dis meer 'n Hollandse woord. Maar dis nie die ouens wat goed vat. En nou kyk, later raak jy mos goed. Dan begin jy met die kegels, en later vat jy iets groter of iets anders of iets meer interessant, en jy leer om met verskillende dinge dit so te kan doen. En die skrywer sê, Levitikus 11, van Levitikus 11 tot 16, voel vir hom dat dis asof 'n ou van die kant af inkom en sê, ek wonder of hy met 'n kettingsaag dit kan doen. En dan begin hy met 'n kettingsaag, en as hy verder leer Levitikus gaan, dan sê die ou, maar okay, kom ons sit daai kettingsaag nou aan die gang, en ons kyk dan hoe doen hy dit. En hy sê dit raak net moeiliker. En nou mate voel jy so, want jy probeer deur die hoofstuk kom, en jy wil nie jouself seermaak nie. Dis regtig, hy het uitdagings, maar op 'n meer ernstige noot. Ons weet, die hele skrif is deur God ingegee. Ons bely almal saam vanoggend dat Levitikus 12 deel is van die woord van die Here, en dat dit nuttig is tot lering, weerlegging, en alles wat dit vir ons sê. Hierdie gedeelte is vir ons belangrik, en toe ek klaar is, dit is vir my kosbaar. So volg saam met my deur Levitikus hoofstuk 12, hy het net 8 verse, maar kom ons lees hulle saam. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy 7 dae lank onrein wees. Soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is,
sal sy onrein wees. En op die 8ste dag moet hy aan die vlees van sy vooruit besny word. Dan moet sy 33 dae in die reinigingsbloed bly. Aan niks wat heilig is, moet sy raak nie. En in die heiligdom mag sy nie kom nie, totdat die dae van haar reiniging verby is. Maar as sy 'n dogter baar, sal sy 2 weke onrein wees, soos by haar maandelikse onreinheid. Dan moet sy 66 dae in die reinigingsbloed bly. En as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring, na die ingang van die tent van samekoms, na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy 'n lam nie kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem, en een as brandoffer en een as sondoffer. En die priester moet vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees. Nou kom ons noem die gedeelte onreinheid met swangerskap. Kom ons noem dit maar so. Ek sal dit nou verduidelik. Wat ek gaan doen vanoggend is, ek gaan dalk nie al die vrae antwoord wat jy oor die gedeelte mag hê nie. Ek het myself voorgeneem, ek gaan by dit bly wat duidelik is en wat ons met sekerheid kan weet uit die gedeelte. Nou, ek wil vir julle sê, dis die kortste hoofstuk in Levitikus. Hy's ten minste die helfte korter as al die ander hoofstukke en selfs 3 keer korter as van die ander. Maar op hierdie stadium voel ek, hierdie ding moet eintlik al 800 verse hê, want dit voel of jy maar 100 keer moet deurlees voordat jy dit gaan verstaan. En in 'n mate is dit wat ek vanoggend gaan doen. Nee, ek gaan hom nie 800 keer deurlees nie. Ek gaan vir julle sê, ten minste moet jy 3 keer deur hom lees, om iets te snap. Elke keer sien jy weer iets raak. Die eerste keer as ons hom lees, as jy hom lees, dan probeer jy dalk net iets van die onreinheid verstaan, want dis vir my en julle 'n vreemde term. Die tweede keer as ons hom lees, kom ons probeer van die moeilike vrae antwoord, wat jy dalk mag hê. En die derde keer, kom ons sê dit vir mekaar, die teks wys na Christus. Ek sal dit vir julle wys in die teksgedeelte. Ekskuus tog. So met die eerste lees, kom ons verstaan net iets van onrein. Nou ek het dit laasweek verduidelik. Laasweek het ons met hoofstuk 11 begin, en toe praat hy van rein en onrein kos. Ons het gepraat van varkvleis en volstruise en al daai snaakse dinge. En ek het vir julle gesê, die basiese verstaan van hierdie ouens was, onrein beteken nie noodwendig sondig nie. Onrein beteken, daar is iets wat jou op 'n posisie plaas dat jy nie in God se teenwoordigheid mag wees nie. Met ander woorde, as jy iets onrein aangeraak het, dan is daar nie noodwendig fout met jou nie, maar jy kan nie in die teenwoordigheid van God inkom nie. Gewoonlik deur Levitikus, sodra iets met die dood te doen het, dan was jy vir 'n tyd lank onrein gewees, as jy iets met dit te doen sou gehad het. Net vir interessant, die ou vertaling het 'n baie mooi woord in vers 2, wat vir ons gaan help. In vers 2 sê hy, spreek met die kinders van Israel en sê, as 'n vrou swanger word en 'n seun baar, sal sy 7 dae lank onrein wees. Hoor nou hierdie woorde. Soos in die dae van die onreinheid as sy onwel is. Sien julle daai woord? Nou dis 'n leidraad. Wat vir ons regtig baie help. Die groter prentjie in Levitikus het te doen met hoe hulle tot God kon nader. Hulle kon nie tot God nader nie, en God het 'n manier daar gestel. Hy het die tabernakel daar gestel waar God met hulle sou ontmoet. Hy het priesters daar gestel wat tussen God en die mense kon intree, en hy het offers daar gestel wat nodig was vir die mense voor hulle tot God kon nader. En hierdie rein en onrein vorm 'n deel van dit. Ek moet bysê, dit beteken nie, daai onwel, sê nie daar's fout met die vrou nie. Dit sê nie in die sin van daar's fout dat sy nou sonde gedoen het nie. Dit beteken nie dat sy geestelik gesondig het of iets nie. Dis regtig die fisiese woord onwel. Byvoorbeeld, as julle nou ooit deur Levitikus gelees het, dis duidelik, en dis belangrik vanoggend, reg deur die Levitikus, baie keer was 'n mens onrein as gevolg van doodeenvoudig iets wat uit jou vel uitkom. As jy 'n sweer gehad het, of as daar 'n vloeistof uit jou vel uitkom, dan was jy onrein. Jy was net nie wel nie. Dis hoekom ek sê die woord onwel is 'n baie mooi woord. Die Engels gebruik die woord disease, wat saamgestel is uit dis-ease. Met ander woorde, jy's nie wel nie, jy's nie gemaklik nie.
dis iets in jou liggaam. Net iets anders van daai tyd, wat ek en julle dalk nie aan dink nie, geboorteskenk vandag, is nie so groot kwessie nie. Ons het 2 jong dames in die gemeente wat swanger is, en dit veroorsaak 3 jong dames in die gemeente. Ek het vir Maraldi en Johanet. En Rens, ons het 3 jong dames wat swanger is in die gemeente. Jammer, dis reg, ek het vergeet. En dit veroorsaak groot opgewondenheid. Dis in ons tyd, dis amper, jy's swanger en jy gaan hospitaal toe, of by die huis en jy skenk geboorte, en dit gaan aan. In die Bybelse tyd was dit nie so eenvoudig nie. In die Bybelse tyd was dit nie so maklik nie, en dikwels het dit gebeur dat ma en kind sterf. Julle kan 'n bietjie oor die geskiedenis gaan lees, net van interessantheid. In die 19de eeu, met ander woorde in die 1800s, was daar min of meer 1000 vrouens vir elke 100.000 wat geboorte geskenk het, wat gesterf het. 1000. Dit het baie afgeneem in ons tyd. In party lande is dit nog oor die 100 per 100.000 vrouens. In party lande is dit so laag as 10. Maar in die geskiedenis, en ek praat nie net van die Bybel nie, gaan lees die geskiedenis, dit was tragies as 'n vrou met geboorte sterf, maar dit was nie vreemd nie. Dit sou geen ding vreemd gewees het nie. Net van 1990 tot in 2017 het daai syfer met 44%, daai statistieke met 44% gekrimp. So ek en julle lewe nie in daai tyd nie. Al wat ek probeer sê is in die Bybelse tyd, geboorteskenk was regtig 'n groot ding gewees, en as die ma dalk nie met geboorte sterf nie, het dit baie keer gebeur dat sy in die eerste 5 maande na die geboorteskenk sou sy dalk sterf. So dit was regtig 'n groot kwessie gewees. En Levitikus hanteer dit. Daar's iets wat nie wel is nie. Dis nie die geboorte van die kind nie, dis nie swangerskap nie, ek sal iets daarvan sê. Maar daar's iets wat nie wel is nie, en dit het hierdie onreinheid teweeggebring. Onreinheid het nie beteken dat sy gesondig het nie, dit verwys eerder dan na 'n rituele onreinheid. Kom ons noem dit, want Levitikus het baie met dit te doen. Met die tweede keer, as ons dan die hoofstuk weer lees, kom ons probeer van daai moeilike vrae antwoord wat jy dalk mag hê. Nou ek weet van die vrae wat julle dalk het, en ek gaan veilig bly, en in plaas van om voor te gee dat ek al die antwoorde reg verstaan, ek het 'n paar mense oor van die goed gevra, niemand het 'n duidelike antwoord nie. Ek het baie oor dit gelees ook. Ek dink partykeer kan predikante 'n teksgedeelte verongeluk, omdat hulle voorgee, hulle ken al die antwoorde, maar hulle maak regtig 'n groot ongeluk. Julle weet van die trokdrywer wat vir 'n week lank vir klasse gegaan het om trok te ry. En uitgeoefen en alles, en aan die einde van die week, toe staan net een vraag in sy eksamen. Jy ry teen 'n bergpas af met 'n klomp skerp draaie, en dis hoë afgrond, dis 'n hoë afgrond hier af. En jy kom teen daai bergpas af en jy voel jou remme het onklaar geraak. Jy het nie remme nie. Wat doen jy? En die trokdrywer sê, ek maak vir Piet wakker. En die persoon lees die vraag en antwoord, hy sê nou maar, hoekom? Hy sê nee, want ek en Piet ry altyd saam, as ek bestuur, slaap Piet, en as Piet bestuur, slaap ek. Maar ek sal hom wakker maak, want ek weet Piet het nog nooit so groot ongeluk gesien, soos ek nou gaan maak nie. Nou, baie keer met die Bybel moet mens net eerlik wees en sê, ek gaan nie die teksgedeelte verongeluk nie, terwille van om vrae te probeer antwoord, wat dalk nie eers nodig is om te antwoord nie. Ek is regtig versigtig vir dit. Nou, hoekom, een van die vrae is, en dis die vraag wat ek vir 'n paar mense gevra het, hoekom sal 'n vrou langer onrein wees as sy 'n dogtertjie in die wêreld bring, as wat sy 'n seentjie in die wêreld bring? Julle kan die somme gaan maak op die ou einde, is sy met 'n seentjie 40 dae onrein en met 'n dogtertjie 80 dae onrein, as jy nou die somme gaan maak in die gedeelte. Praat van 33 dae plus nog 'n week, of 66 dae plus nog 2 weke. Daar's nie 'n duidelike antwoord nie in die teks, en die Bybel self antwoord dit nêrens nie. Mense het al interessante opinies oor dit gehad. Party het al gesê, mans is belangriker as vrouens. Nee, dis nie die rede nie. En dis in kommentare geskryf. Party het gesê, nee, daar's iets medies daaraan, maar dis ook nie waar nie. Nie soos wat dit hier staan nie. Party het, en ek dink hulle het 'n punt beet, ons kan dit nie met sekerheid sê nie, dood eenvoudig dat wanneer die vrou 'n dogtertjie in die lewe bring sy iemand in die lewe wat ook weer mense in die lewe gaan bring, en dis hoekom haar dubbel so lank is.
Nie seker nie, maar dis daarom iemand wat die konteks probeer raak sien. Ek dink saam met die konteks, daar was iets in die kultuur van daai tyd wat hulle sou verstaan wat ek en julle nie verstaan nie, maar dit verander regtig niks aan die betekenis nie. Kom ons sê wat dit wel beteken. Hoekom sal 'n vrou, hier is een van die vrae, hoekom sal 'n vrou onrein wees as sy presies doen waarvoor die Here haar gemaak het? Dis 'n vraag wat ons kan antwoord. Hoekom sal dit wees? Ja, is dit sonde om kinders te hê? Nee. Is dit sonde om swanger te wees? Wel nie binne die huwelik nie. Maar nee, dis nie sonde om swanger te wees nie. Dis nie sonde om geboorte te skenk aan kinders nie. En kom ons sê eers wat dit nie beteken nie. Swangerskap en geboorte skenk is nie iets verkeerds nie. Blaai gaan na Genesis 1 toe. Ek wil dit graag vir julle wys en ons moet dit net vir ons uitklaar. In Genesis hoofstuk 1, ek hoor jare terug, maar dis nog voor ek in die bediening was, ek was nie eers gered nie, en ek hoor 'n ouetjie wat saam met my gewerk het in 'n videowinkel, wat video's uithuur daai tyd, daar was nog nie DVD's en goed nie. Ek hoor hy sê, die vrug waarvan hulle in die tuin geëet het wat sonde was om kinders te kry, en dit was die sonde, dit was die vrug waarvan sy gebyt het. Nee, dit was nie. Dis nie verkeerd nie, inteendeel, Genesis 1 vers 28 is so duidelik as dit sê, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp dit en dan gaan hy so aan. Een ou sê, dis die een gebod wat die mense daarom nog altyd van God gehoorsaam. Dis om te vermeerder. Nou, blaai so 'n bietjie aan na Psalm 127 toe. Dit is 'n groot voorreg om kinders te hê. Dis 'n groot voorreg om swanger te wees en geboorte te skenk. Hoor hoe mooi sê Psalm 127 dit. Vers 3 tot 5. Kyk, seuns is 'n erfdeel van die Here, die vrug van die moederskoot is 'n beloning. Soos pyle in die hand van 'n held, so is die seuns van die jeug. Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het. Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poorte spreek nie. In die Bybelse tyd, as jy nie kinders gehad het nie, was dit amper gesien as 'n straf. Onthou julle toe Rachel nie vir Jakob kon kinders gee nie? Wie van julle kan onthou wat het Rachel vir Jakob gesê? Hy het eintlik vir hom 'n ultimatum gestel. Sy het vir Jakob gesê, gee vir my kinders of ek sterf. Om nie kinders te hê nie, was 'n groot fout gewees. So in die teks in Levitikus 12 moet ons nie die afleiting maak, daar's iets verkeerd met swanger wees en met geboorte skenk nie. Nee, dis 'n voorreg. En dis reg, en God het dit so beplan. So swangerskap en kinders kry is 'n voorreg. Nou, weer eens, hoekom die vrou 2 keer langer onrein was met 'n dogtertjie as met 'n seentjie? My antwoord, dood eenvoudig, ek weet nie. Ek het 'n opinie, wat ek vir myself uitgeklaar het, maar dit gaan nie nou daaroor nie. Kom ons bly by wat die teks sê. Ten minste dit, daar's 3 jong dames in die kerk swanger. Ek wonder uit 3 uit, hoeveel van hulle sou sê, hulle is bietjie senuweeagtig oor die eerste keer geboorte skenk. Ek wonder wie van hulle sou dit sê. Rensha gaan vir die tweede keer, en ek weet sy is bietjie senuweeagtig. Sy is al 1 keer daardeur. Ek wonder of van die ander bietjie senuweeagtig is. Van hulle dalk nie, van hulle is. Statistieke wys dat oor die 90% van vrouens voel op die oomblik van geboorte skenk dat hulle nie reg was vir dit nie. Hulle sê dat selfs dit wat hulle voor die tyd gedoen het om hulle voor te berei was nie vir hulle genoeg nie. Hulle is bang vir dit. Party vrouens ervaar selfs na swangerskap erge depressie, en daar's hierdie gemengde gevoelens. Jy's bly vir die kind wat jy nou het, maar jy ervaar net hierdie depressie, en dis regtig iets moeiliks partykeer om deur te gaan. En ek dink die punt is dit, sedert die sondeval kry vrouens swaar om kinders te baar. Dis 'n gegewe. Dis hoekom jy vandag kan gaan en jy kan kies om 'n keiser te doen, jy kan epiduraal verlam word, jy kan kies jy wil normaalweg geboorte skenk, jy kan watergeboorte skenk, en daar's al hierdie opsies om te probeer om dit net 'n bietjie makliker te maak. Van die sondeval af is dit iets moeiliks. Kyk in Genesis 3 vers 16, en julle kan net so 'n boekmerk daarin sit, in Genesis hoofstuk 3. Genesis 3 vers 16, dis toe God met Adam en Eva praat na die sondeval.
Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite in jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees. Die antwoord is, daar is net iets in swangerskap en geboorteskenk wat swaar is en wat moeilik is. Luister net gemooi, swangerskap en geboorteskenk is nie wat dit moes wees voor die sondeval nie. Dit kan ons daarom feitelik vir mekaar sê. Die sondeval het geboorteskenk verander en dit moeiliker gemaak en dit erger gemaak. En elke keer wat 'n vrou swaar kry met swangerskap, is dit 'n herinnering aan Adam en Eva in die sondeval. Ek dink dit stuur ons in die regte rigting met die teks oor wat hier aan die gang is. En die reiniging sou hulle daaraan herinner het, dat daar reiniging nodig is, dat hulle onwel is. Die bring van offers sou hulle daaraan herinner het. In Levitikus 12 vers 6 en 7 sê dit, en as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms, na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen. Daai woord versoen beteken om dit wat nie reg is nie, reg te stel. So elke keer wanneer daar geboorte geskenk word, is daar iets wat ons herinner, met moeite sal sy baar. En dat dit iets swaars is, in 'n sekere sin. Swangerskap en geboorte geskenk, kan ek dit so stel, gebeur binne 'n geslag van sondaars? Wie van julle, ek het dit al vra, wie van julle het julle kinders geleer om sonde te doen? Nee. Hulle kan dit doen van geboorte af, hulle doen dit self, jy hoef hom nie te leer nie. Los 'n kind net en hy sal sonde doen. Psalm 51. In Psalm 51, ons ken dit eintlik baie goed. Psalm 51 vers 7 as ek reg onthou. Ek dink is die regte vers 7 sê, ek net by Psalm 51 kom. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ek dink nie die psalmis praat fisies van sy ma se sonde nie. Ek dink hy praat van ons word ontvang in sonde sedert die sondeval af. Almal van ons word in sonde gebore. Hy praat nie spesifiek net van sy eie ma nie, ons word almal in sonde gebore. Reeds met geboorte skenk is daar 'n behoefte aan versoening, dat iets nodig is. En hierdie offer is nie omdat swangerskap 'n sonde is nie, maar dit wat saam met die swangerskap gepaard gaan, herinner aan die sondeval. Nou kom ons by Christus uit, voor ons die nagmaal gebruik. As jy dit dan nou weer sou lees, dan wys dit na Christus. Volg saam met my vers 6 tot 8. En as die dae van haar reiniging in die geval van 'n seun of 'n dogter verby is, moet sy 'n jaar oud lam as brandoffer en 'n jong duif of tortelduif as sondoffer bring na die ingang van die tent van samekoms, na die priester toe. Die moet dit offer voor die aangesig van die Here en vir haar versoening doen. Dan sal sy rein wees van haar bloedvloeiing. Dit is die wet van haar wat baar, in die geval van 'n seun of 'n dogter. Maar as sy nie 'n lam kan bekostig nie, moet sy 2 tortelduwe of 2 jong duwe neem, een as brandoffer en een as sondoffer. En die priester moet vir haar versoening doen, dan sal sy rein wees. Let op die klem vers 6 tot 8. Versoening is wat nodig is. Wat was die probleem in vers 6 tot 8? As dit nou 'n Bybelstudie was, wat is die probleem? Dis nie die kinders kry nie, dis nie die swanger wees nie. Die teks sê dit, vers 7, sy sal rein wees van haar bloedvloeiing. Dis die probleem. Dis die eintlike ding. En in daardie tyd het dit gewys na die sondeval. Die skenk van geboorte is glad nie sonde nie, maar die pyn en die bloed herinner aan die sondeval. En dis waarvoor versoening nodig is. Weet julle gewoonlik wanneer 'n ma geboorte skenk, ons het dit ook so ervaar, is die hele familie by die hospitaal, of almal wat kan, oupa en ouma en boetie en sussie en almal wat daar kan wees, hulle is deel van dit. Die ma lê in die bed en sy is nog moeg, maar sy sê na hart is sy bly, en dan sê sy vir jou, het jy my kind gesien? En dan sê jy, ja, ons het gesien toe ons inkom daar verby die plek waar hulle die kinders so, dan kyk jy deur daai glasvenster en dan kyk jy die kaartjies en is dit nie die mooiste kind nie? En dan staan jy daar. Nou, oupas en oumas kan die waarheid praat, hulle sê dis die mooiste kind. Salome is bang dat mense my daai vraag vra by 'n hospitaal, want daai kind se kop is rooi, dis verrimpeld, dit lyk uit proporsie uit. Nee, dis nie mooi nie. My seentjie was mooi, maar dis die enigste een.
daar's net iets aan dit wat nie reg is nie. Daar's net iets aan dit wat herinner aan dis nie maklik om nou geboorte te skenk nie. Dis regtig nogal iets swaars. Geboorteskenk gaan gepaard met swaar kry van die sondeval. So eenvoudig is dit. En ons weet dat sonde van geboorte af deel van ons lewens is. Ons weet dit. En dis wat die offer aanspreek. Dis waarvoor daar voorsorg gemaak word. Weet julle wat staan net voor Genesis 3 vers 16? Ek het nou vir julle gesê sit 'n boekmerk daar. Wat staan net voor vers 16? Vers 15. So eenvoudig is dit. Nou vers 15 sê: En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Waarna verwys daai vers? Na Christus toe. Dit weet ons. Daai vers is 'n belofte van die Messias wat sou kom. Nou in die lewe van Christus, wat het Christus kom doen? Is hy nie ons soenoffer nie? Het hy nie gekom om ons met God te versoen nie? Dis hoekom Levitikus is vir ons vreemd, want ons doen nie meer dinge so nie, en die rede is Jesus Christus. Dit het alles vooruitgewys na Christus. Kom ek wys julle nog iets interessant, wat vir my interessant was. Blaai na Lukas 2 toe. Na die geboorte van Jesus. Hoor hoe mooi is hierdie. In Lukas hoofstuk 2 lees ons wat Maria gedoen het. Lukas hoofstuk 2 vers 21. Volg dit saam met my. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, stop net gou daar. Dis wat ek en julle raak gesien het in Levitikus 12 in die geval van 'n seun, né? Die naam het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was. Wat's dit? Levitikus 12. Het hulle hom na Jerusalem gebring en om hom aan die Here voor te stel, soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. En hoor nou wat sê vers 24. En om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jong duwe. Wat het Maria gedoen? Dit wat Levitikus 12 gesê het. Hier is die vraag, kyk gou na Levitikus 12 vers 8. As jy nie 'n lam kon bring nie, kan jy 2 tortelduwe of 2 jong duwe. Kan julle onthou in Levitikus waarna dit gewys? Wie van julle kan skaapvleis bekostig? Meeste van ons heel waarskynlik nie. Wie van julle kan 2 duwe bekostig? Veral in Parys, hier's baie. En in Levitikus het dit doeteenvoudig die beeld gehad, die mooiste beeld, dat in Christus word voorsien vir almal. Dis nie net vir die rykes en die bekendes en die vernaames nie. Daar is, God maak in Levitikus voorsiening vir almal. Wanneer jy nie 'n lam kon bekostig nie. Nou hier's 'n vraag, wat sê dit van Jesus en die gesin waarin hy gebore is? Hoe ryk was hulle? Arm. As hulle 2 duwe gebring het. Kyk gou in 2 Korintiërs 8. Dit klink nie reg nie, maar Christus het arm in die wêreld ingekom. Kyk in 2 Korintiërs hoofstuk 8. Ons lees dit, dis nie die enigste plek nie. Christus het alles prysgegee in die hemel en die vorm van 'n slaaf aangeneem, maar hoor die woorde in 2 Korintiërs hoofstuk 8 vers 9. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook nee, ek het net die verkeerde een hierso. Die volgende een. Ja, vers 9, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede kan ryk word. Sien julle dit raak? Ek en julle kyk nie na Levitikus 12 meer en ons doen nie meer daai ding en onreinheid in daai dinge nie. Maar ek dink ons val aan die ander kant af. Ons vergeet ook om te kyk in swangerskap na Christus. Dat ons weet ons lewe in 'n gebroke wêreld, ons weet van die sondeval, maar die oplossing en die toepassing van Levitikus 12 is kyk na Christus ook met swangerskap en geboorteskenk. Iets van die swaar daaraan herinner ons dat hierdie wêreld gebreek is, maar wat ons dan doen is, ons kyk dadelik na Christus.
En Christus voorsien vir almal. Wie van julle sou kon betaal het dat Christus vir jou moes sterf? Dit kan niemand bekostig nie. En tog kom God en hy gee dit gratis. Tog kom God en hy gee dit vir ons in sy groot genade. En daarom doen ons nie meer dinge soos in Levitikus nie. En Jesus self sou die een word wat versoening bring in 'n gebroke wêreld. Hy is daai versoenofer. Hy kom maak dit reg tussen ons en God. Sonde het die wêreld kom breek, maar Christus het dit kom regmaak. Dalk is dit iets moois as 'n vrou swanger is, om haar te herinner. Jy lees dalk die Bybel deur en dan wonder jy, maar wat gaan nou aan met my? Is ek onrein? Nee, want Christus het klaar die offer gebring. Daarom het 'n vrou nie meer, ons kyk nie meer na daai ding van 33 dae of 40 en 80 dae onrein nie, want Christus het klaar die offer gebring. Dit het na Christus toegewys. En met ons kinders wat in 'n sondige wêreld groot word, is daar hoop in Christus. As ons kinders van kleins af leer, wys hulle dadelik na Christus toe, want dis die hoop. Jy gaan 'n groot fout maak as jy jou kind leer, hy's die soetste en gehoorsaamste kind wat daar ooit is, en vir hom niks leer van sonde en van die evangelie nie, want hy gaan 'n vals indruk kry. Leer hom van kleins af dat ons word in sonde gebore, en ons gaan met alles na Christus toe. En dit kan ons by ons kinders inskerp, en ons kan dit vir mekaar sê. Nou voor ons saam die nagmaal gebruik, 1 Johannes hoofstuk 4. Blaai saam met my na 1 Johannes hoofstuk 4, en dan gaan ons saam die nagmaal gebruik. Die woord versoening beteken om vrede te bring tussen twee partye. Dit is nou baie eenvoudig te verstaan. 1 Johannes 4 vers 10 sê dit: Hierin is die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So ek en julle 'n toepassing daarvan sou wees om die nagmaal te gebruik en mekaar aan Christus te herinner.